Goeiemôre, hartlik welkom en ek groet jou in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Weet jy wat, die Here lê vanoggend iets op my hart na my gebedstyd en die Here sê vir my, weet jy, niemand berei jou regtig voor vir wanneer jy waarlik Jesus ontmoet nie, wanneer jy waarlik in 'n verhouding met hom tree nie. En somtyds verstaan ons dit verkeerd en ander mense verstaan ons verkeerd en hulle dink dalk, maar hierdie ou het heeltemal koekoes geword of hy loop net heeldag met die Bybel om sy arm rond en al wat vir hom belangrik is die dinge van die Here. Maar weet jy wat, wanneer ons die Here Jesus Christus regtig aanneem as ons redder en ons saligmaker en die Here Jesus Christus se bloed begin in ons harte vloei en in ons are vloei, kan ons nie meer na die dinge luister wat ons voorheen geluister het nie. Ons kan nie meer in die kring van die spotter staan wanneer Jesus besleg en beledig word nie. Ons kan nie meer stil bly wanneer mense die naam van die Here uitelik gebruik nie. Dinge wat vir jou voorheen aanloklik gelyk het, lyk skielik nie meer so nie en jy wil nie meer daai dinge doen nie. En 'n ander dink, nee, hy is nou 'n engeltjie. Maar dit is nie omdat jy perfek geword het nie. Dis net omdat jou verhouding met die Here Jesus Christus tot verwelking gekom het, tot krag gekom het, tot, weet jy, die heerlikheid geword het wat dit moet wees. Daarom sê 1 Korintiërs 1 vers 9, God, deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, ons Here, hy is getrou. Weet jy, wanneer jy toelaat en wanneer jy in liefde mense korrigeer, wanneer hulle Jesus beledig of God beledig of die Heilige Gees beledig en jy spreek hulle aan en jy sê vir hulle dat die woord sê so. Toe Jesus beproef was, het hy vir die Satan gesê, maar die woord sê. Jy sien, mag die Here in u lewe absolute werklikheid word vanoggend. As jy nog nie daai verhouding met die Here het nie, is my gebed vanoggend dat jy die liefde, die krag, die alomheersendheid, die bloed van Jesus in jou are begin pomp. En dat jy die woord van die Here navolg en dat jy bad uit hierdie woord uit en dat jy ook ander help wat miskien ver weg van die Here is. Dit is my gebed en ek wil net al die eer en die lof en die aanprysing vir die Here gee, want as dit nie vir die Here vanoggend was nie, sou ek nie hierdie boodskap met u kon deel nie. Jy weet, dit is nooit te laat of dis nooit te gou of dis nooit nie die regte tyd nie. Dis altyd die regte tyd om jou knieë voor die Here te val en te sê, Here, red my. Ek is 'n sondaar, Here, maar ek wil nie so leef nie. Mag die Here vir u aantas, mag die Here u aanraak, mag u sy teenwoordigheid en sy gees ervaar vandag in hierdie boodskap. Seëngroete en brood en water 5 minute woordbediening, Pastoor Gary, en ek sê weer, Jesus het jou baie, baie lief. Amen.